Goeiemôre Goeiemiddag. en goeienaand. Welkom by ons volgende podcast. En maak nie saak wat se tyd jy besig is om te kyk nie, mag jy saam met ons kuier en die gesels geniet. Ons praat hierdie week oor die vrouekonferensie wat ons hierdie naweek gehad het en dan ook Pastor Dani se diens van Sondagoggend wat eintlik maar deel vorm van die Ja, vrouekonferensie. dit is eintlik ons laaste sessie van die konferensie is eintlik of ons afsluit is eintlik 'n mooi manier om die vroue konferensie af te sluit. So ek is 'n bietjie mooi nuut seël. agter die kamera Ja, hier vir die so- podcast. So die van julle wat nie weet nie, ons geliefde Mineke Burger, sy was deel van die konferensie en 'n geliefde vroutjie hier wat saam met ons werk hier in die kerk en saam die las dra en die liefde dra van alles wat ons hier aanpak en doen. So baie welkom Mineke. Dankie, dit is vir my baie lekker om saam met jou te kuier, Pastor Ilse. En ek het myself genomineer as ek gaan vir Pastor Ilse so 'n bietjie met vragies gooi vandag. Bring uit. Ek is gereed. Soos gesels. wat Pastor Ilse gesê het, hierdie naweek wat verby is, was dit ons tweede vrouekonferensie wat Dit ons was. al aangebied het hier by die Lighuis Middelburg onder leiding van Rose Venter, Pastor Dani se vrou. En hierdie jaar was ons tema God's Garden, Ja. 'n lieflike tema rondom blomme en hoe ons in God se tuin blom. Pastor Ilse, maar ek het nou is 'n bietjie gesit en dink, weet 'n vrouekonferensie, daar's baie konferensies vir vroue daar buite. Waarom dink jy is dit belangrik of is dit nodig of wat is die waarde daarin vir 'n vrou om en ek praat spesifiek van 'n geestelike vrouekonferensie om so iets by te woon? Die waarde, kom ons definieer die verskil. So, ek en jy is soveel keer op 'n plek wat ons is moeg en ons is geestelik getap, want jou kinders tap en jou man tap en jy het hierdie rol om daar te vervul en verantwoordelikhede en soveel keer kom ons by 'n deur en ons is uitgeput. Ja. Ek en jy wil dan net 'n bietjie eenkant staan en ons wil kan rus. En dan het ons een van twee keuses. Soos jy sê, daar's 'n klomp konferensies, hoekom dan ons in? Ons nou by dit kom en dan wat dan nie net 'n naweek weg op 'n spa trippie of jy weet net gaan rus en jou of self in die badkamer toesluit. Dalk die enigste opsie. Hoekom dan die waarde van 'n vrouekonferensie? En ek dink is eenvoudig. Ek en jy praat baie keer oor met wie omring ons onsself, met wat omring ons onsself. Ja. En dit gaan oor geestgevulde mense wat om ons is en dan wat bied hulle vir my en jou om jou hart te kan vul met woord en te kan deel en jou te kan opbou op die ou einde van die dag. Daar's plek om jouself by 'n bederf vir 'n naweek weg of so iets te kan doen. Ek sê glad nie enigiemand moet dit nie doen nie. Wat ek wel sê is hoekom 'n vrouekonferensie? Want ek glo ons sit die woord van God op die tafel en ek glo ons bid vir mekaar, ons bou mekaar op en daar is bitter min wat by dit kan kom as ons praat van iemand wat geestelik uitgeput is. Ja. Pastor Ilse, vir my is dit soiets is vir my lekker want dit voel vir my dit vul weer bietjie my geestelike bekertjie. Ek dink ons as vroue is baie keer baie oop vir aanslag van die vyand. Ja. Omdat ons is baie keer ook die prayer warriors in ons huise. Ja. En ons maak ons mans toe en ons maak ons kinders toe Ja. onder die bloed van Jesus. En as jou bekertjie nie vol is nie, dan staan jy die kans om daai deur oop te maak vir 'n aanval of so iets. Vir my het dit baie waarde as individu, as Mineke, om by so 'n konferensie te wees en net 'n bietjie stil te staan weer om my geestelike beker vol te maak. En soos wat jy sê, in die teenwoordigheid te wees van ander vrouens like-minded. Ja. Daai is baie belangrik. En dan, so ons het nou Vrydag en Saterdagoggend het ons begin met 'n worship sessie wat gelei is deur ons eie baie talentvolle Louise Notnagel. En wat 'n voorreg is dit om so iemand met soveel talent in ons midde te hê en te kan gebruik in so 'n konferensie. Worship is vir my 'n verskriklike belangrike deel van my aanbidding ook. Maar
wat is die waarde daarin en hoekom begin ons elke keer met ons vrouekonferensie? Ons het dit verlede jaar ook so gedoen. Ons het die Vrydag aand ons konferensie geopen met 'n worship sessie en ons het Saterdagoggend ook met 'n worship sessie begin. Waarom is dit belangrik en hoekom is dit deel van ons vrouekonferensie? Ek dink die krag in aanbidding is definitief deel daarvan. Ek wil net so 'n oomblik stop, so ons praat oor Louise en dit was my mooi. Een van die vroutjies kom op 'n stadium by iemand en hulle sê, "Jo, maar hoor hierso, wie's die vrou het julle al professioneel ingekry?" En ek besef toe hoe powerful is dit wat sy besig is om aan te bied, want duidelik tref dit op 'n vlak wat iemand nie, jy weet, binne in 'n kerk. En ons kerk is so ryk aan talent. So dis lekker. Dit was net vir my mooi van die naweek. Hoekom aanbidding? Sjoe, want ek dink as ons kyk in oorlogvoering en jy kyk wie eerste uitgaan, is dit simbolies van daai ouens wat eerste uitgaan, wat die vloer begin oopmaak, en aanbidding maak ons sagter. Ons praat nou in die verdiep, julle het die gesprek van hoe musiek jou impak het op jou geheue, op jou psigie en die uitleef wat dit het. En ek dink wanneer ons dan solving by dit sit, imagine die krag wat daarmee saamgaan. So ons praat van aanbidding deur musiek, deur fisiese sing, en dis 'n manier om humble te word voor die Here, ons gedagtes te dan kan fokus op dit wat besig is om te kom, en dit is Jesus Christus. En ek dink dis 'n amazing tool om te kan gebruik hoekom ons aanbidding doen. En dan daarmee, jou vraag, daarmee te begin, is te sê, ek raak stil, ek sit my gedagtes, en ek dink dan daai praktiese deel van wat musiek doen vir my en jou, om ons te begin skoonmaak, ons fokus te sit op dit wat voor te berei vir dit wat die naweek voor lê. Yes. Nou, ek het genoem dat ons tema was God's Garden, en elke sessie het gegaan oor 'n spesifieke blom, en dan het ons sessies ook name gehad. So ons eerste sessie, en dis hoekom my foon nie oop is, want ek het nou nie meer 'n programmetjie op papier nie, dit was nie ons eerste sessie nie, dit was al ons derde sessie, was Catherine Leroux het vir ons die sessie gedoen. Dit is pastoor JP se vroutjie, en sy het die sessie gehad Blooming in Community, en sy het die blom die daisy gehad. Die daisy. Die madeliefie. Die Afrikaanse woord die madeliefie. Ek het daai geniet, julle het baie mooi. Die madeliefie. Ek dink Catherine se mooiste deel wat sy kon bybring is om nie te isoleer nie. Die waarde van om iets soos 'n vrouekonferensie by te woon, wat die krag daarin is vir my en jou geestelik om opgebou te word. Mooiste stuk vir my van haar woord was die feit, ek en jy outomaties, wanneer ons seer kry, wanneer ons swaar kry, wil ons self isoleer. En die vyand is, ons wil onttrek, want jy's moeg, jy het rus nodig, en daar's 'n fyn lyn tussen, ek wil sê uitbrand, en tussen net rus. En soveel vrouens brand uit, en dan kom ons op 'n plek, en ons wil onsself isoleer. En die vyand is bewus daarvan, want dan begin hy in jou kop inkom, en hy begin vir jou leuns vertel van wie jy is as 'n vrou, en sy het mooi huis toe gebring van, dat ek en jy nie, ons moet pas op daarvoor, en ons moet nie dit doen nie, want dit bring hierdie lelike sirkel van 'n klomp goed wat daarbey saamgaan, en dit maak jou angs weer, dit maak jou psigiese ability om dan te kan redeneer swakker, en dan sit ons en ons kan nie doen die belangrikheid van wat ons sê is soos blooming in community, dat ons het mekaar nodig eintlik, of ek gaan nou weer verwys aan jou tropdiertjies, maar dit is so, we need each other. Ons is nie geskape om geïsoleerd te wees nie, of op ons eie te wees nie, en ons het nie nodig nie. Ons het nie nodig om op ons eie te wees nie, en die waarde wat daar is in community, en soos wat ons dan gesê, die like-mindedness van vroue by mekaar, om mekaar te ondersteun, omdat ons verstaan waardeur jy as vrou gaan, om jou man te ondersteun, en as mamma van jou huis, en baie keer, nog by dit, 'n beroep ook. Ek dink dis maklik om te sê, ek wil onttrek, ek wil nie met iemand praat nie, ek wil nie my hartseer deel nie, maar dis so belangrik dat vroue hulle self nie moet isoleer nie. Nie moet isoleer nie, maar jouself moet recharge.
te definieer tussen die twee. Is vir my belangrik, bly by terugkom by die vraag, hoekom 'n konferensie dan by? Hoekom 'n geesgevulde konferensie bywoon? En dit is 'n manier om jouself weer te vul met die gees van God, waar jou krag vandaan kom, in plaas van om jouself af te sny. Ja. En sy het dit in haar eerste sessie baie mooi dan vir ons kom saamvat. Ons 4de sessie was Bearing the Fruit of His Glory. Dit was my sessie gewees. Dit was. En ek het die sonneblom as blom gehad. Ja, vir my was dit 'n baie groot voorreg en ek het my dank ook uitgespreek aan almal betrokke, Pastor Tony en aan Rose ook, die voorreg wat ek gehad het om te kan bedien op die konferensie. Dit is my 2de jaar. Verlede jaar was nerve-wracking verby vir my. Hierdie jaar was dit vir my, dit was verlede jaar ook lekker, maar hierdie jaar was dit vir my, ek het vir jou na die tyd gesê, dit was bietjie lekker vir my om te kan bedien, maar om iets anders wat die Here vir my gegee het in 'n paadjie wat Jesus met my gestap het al van waar ek na skool gaan swat het en wat ek geswat het en alles, maar op die einde van die dag om dit hier te kan gebruik. Dit is my ongelooflike groot voorreg. As ek so oomblik uit my beerdheid kan praat of so 'n bietjie skinder, so ek het geniet jou gemaklikheid en jou groei wat mense sien mekaar gereeld. So dis lekker om te, maar die groei van laas jaar na hierdie jaar, waar jy het vir my 'n beautiful woord begin bring. Wel nie begin nie, jy het dit weggeslaan met dit. En ek dink jy het so vir vrouens se harte aangeraak met hoe jy dit gedoen het. So jou agtergrond is obviously drama, vir die van julle wat nie weet nie. Ons het 'n gesoute aktrise hier by ons. En ons geniet altyd jou humor en jou spontaniteit en alles, maar het was vir my mooi hoe jy saam met Jesus se salwing die woord kon bring en vroutjies kon bedien met 'n kombinasie van diepte wat jy tref saam met die humor daarin. Jy weet jou kaktus vergelyking en al hierdie blomtuin illustrasies en wat ons is as 'n vrou. En ja, jy het klaar te kenne gegee, maar jy het dit eintlik ook so 'n bietjie geniet. Ek het dit so 'n bietjie geniet. Dit was my verskriklik. Dit was my lekker om nie net to not just perform. Daar's iets anders om net op die verhoog te klim en te perform, to act, om te speel. En hierdie was nie speel nie, hierdie was it was real. En wat vir my ek is 'n sonneblom is my baie mooi blom. Maar interessant, dit is een van my minste gunsteling blomme. As ek vir myself sal blom koop, sal ek nooit 'n sonneblom koop vir myself nie. Maar toe Rose vir my die sonneblom gee, toe sê ek soos, "Joh, okay, maar wat maak die sonneblom anders as enige ander blom?" En daai het by my gestiek. Soos, joh, lekker Engels en daar, dit by my gebly. Soos die sonneblom in die dag draai die sonneblom eenvoudig net na die lig toe. Die sonneblom draai sy kop, wonder nie waar is die son nie, draai net. Weet net waar is die son. En dit is waarop my sessie gefokus was, is dat ons as vroue moet weet waar ons krag vandaan kom. Maak nie saak waar ons gaan nie, maak nie saak in watter seisoen van jou lewe is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie, maak nie saak wat besig is om met jou te gebeur nie. Jou krag lê daarin, is dat jy die heeltyd net moet terugdraai na Jesus toe, na die lig toe. En my vers was ook Hebreërs 12, wat praat van dat ons oë gefestig, daai woordjie gefestig op Jesus moet hou. Ons moet nie kyk nie. Ja. Daar's 'n verskil tussen kyk en gefokus en gefestig te bly. En dit was vir my, ek het gesê, dat vrug kom met rigting. Waartoe draai jy? Draai jy weg van Jesus of draai jy na hom? So, ja, dit was vir my 'n groot voorreg om met die vrou te kom praat en net ook ietsie by hulle tuis te bring en oor die verskillende fases waarin ons blom en die verskillende tipe vrouens en dat Jesus daar is vir elke fase van ons lewe en dat hy saam met ons gaan as vroue soos wat ons ontwikkel en leer ons vrou wees gaan. Ja, ek dink jy dit definitief raak gekry, dit het jy deurgedra na elke vrou toe. Ons het gehoor na die tyd van mense wat sê, dis is so mooi om daai assosiasie te kan maak om te besef dat die son bly skyn. Ja. Dis wat iemand, die son bly skyn, ons weet die son kom môre op.
en is lekker. So vir my baie special geweest. Ek het dit geniet. Dit was lekker om vir jou te kyk en dan die energie en die spontaniteit wat jy saam met dit tafel toe bring. I'm learning from the best. En dan was ons 5de sessie was Rose geweest. Ja. Beauty from Ashes. En sy het oor haar blom was die Protea. Dit was die beautifulness van haar sessie vir my is hoe sy uit haar hart uit kom praat het van serious stuff wat ek en jy dag tot dag sien in vrouens, sien wat hulle mee sukkel en dan vir hulle prakties, haar grootste begeerte was om vir hulle iets in hulle hand te gee. Nie om het oor haarself te maak nie, hoewel sy 'n stukkie van haarself gee. Gedeel het, ja. En dan vir haar elkeen 'n skrif te kan gee en te sê, maar weet jy, hier staan ek. Ek as vrou, ek is deur hierdie vuur, sy het mooi uitgewys hoe 'n Protea om saad te kan skiet, nodig het om deur vuur te gaan. En ons daai tempering wanneer ons praat in die skrif. En dit te kan sê vir elke vrou daar en op haar verhoogte staan en ons kan vir haar kyk en sê, hier staan sy. Sy is deur daai vuur, sy het saad geskiet, kyk die vrug, kyk die volgende blomme wat weer opgekom het van haar. En just being who she is in haar beauty van ons vergelyk dit dan met 'n Protea. Wat vir my so mooi was, ek het dit na die tyd vir haar gesê ook, en ek dink baie keer het vroue nodig om te besef dat soms as ek myself vat, voel mens, dis net ek wat hierdeur gaan. Dis net ek wat struggle met hierdie ding. En dan as jy begin praat met ander vrouens, weer eens kom terug by community, dat ons nie alleen geïsoleerd moet wees nie. Dat daar soveel vroue is wat dieselfde emosie as jy deurgaan. Miskien nie 100% dieselfde pad as jy stap nie, maar min of meer deur dieselfde ding gaan, deur dieselfde emosies moet werk. En Rose se eerlike rou opregtheid wat sy gedeel het, om te besef, it is okay to be vulnerable. Dit is om, en ek dink dit maak dit oop vir ander vroue om te besef, maar dit is okay. Dit is absoluut okay. En Rose wat dan, net soos wat jy sê, daar staan sy, she went through it. She survived. Dit beteken so baie vir 'n vrou wat in die gehoor sit, wat deur dalk nie dieselfde ding gegaan het nie, maar 'n emosie het wat daarbey aansluit, of 'n situasie wat daarbey aansluit, om net te weet dat in the end, gaan jy gaan 'n Protea wees. Jy gaan so mooi, want is 'n Protea daarom nou nie net ook 'n mooi blom nie. En die ander ding van 'n Protea is vir my, dat ons nou praat, 'n Protea is 'n sterk blom. Ja, hy is. Nee, dit is nie, jy gaan nie om vandag pluk en oor 2 dae, dan sy verwelk en hy's dood nie. Hy sterk en, as jy kyk, waar groei Proteas? Dit is so, sy het ook gepraat van die grond, waarin Proteas groei. Ja, jy's reg. As ek selfs dink aan die stam is sterk, die voel van hom is stewig. Stewig, ja. Daar hy bly staan en dit pas my so mooi by Rose, wat, ons ondersteun en sterk staan vir ons. Min mense weet van of haar gifts en die goeders wat sy bring, maar sy bring hierdie stabiliteit in, en sy bring hierdie beauty in, en dis baie keer so 'n bietjie een kant, 'n Protea is sometimes it's hidden. Dis nie die eerste bos wat jy na toe stap en dat jy tot daai blom daar uitkom, en dan bring sy dit net tafel toe, en sy sê wel, elke vrou het die vermoë om hierdie te kan wees, om dit te kan doen, en dan sal vroutjies wat staan en die voorbeeld vir ons gee, en dan kan ons dit net volg. En dan, ons laaste, dit was nie ons laaste sessie nie, vir die dag, vir Saterdag, was Crown of Uniqueness, en dit was jou sessie gewees, en die blom wat jy gehad het, was die orgidee. Ja. Daar is 'n triekie blommetjie, goeie genigtig. Pastor, jy het so mooi begin, en jy het vertel van 'n vriendin van jou, wat net nie 'n orgidee in die lewe kon hou nie, en sy het maar net elke keer 'n ander een gekoop, en dit ek is ook nogal so, want 'n orgidee is anders as die Protea, 'n baie finietjie blommetjie. En vertel ons 'n bietjie meer waaroor jou sessie gegaan het. So, aanvanklik, soos dat jy sê met die sonnebloem, dan dink jy, hoe connect jy met jou blom, en mense is besig om af te sonder, en ek deel toe rondom my vriendin, Anelia, en Anelia se idee van wat dit is om een te hê, en my onthou is, dat sy gesukkel het om hierdie blom in die gang te hou, en ek het aanvanklik nie te veel van die blom gedink nie, om
eerlik te wees, want hy gaan maklik dood en ek is die persoon wat 'n kaktus kan laat doodgaan. So, maar ek besef toe hoe ek en jy afhanklik is van die regte omstandighede. Nou, daar's een of twee goed wat vir my uitgestaan het van 'n orgidee. Orgidee, wanneer hy wel in die regte omstandighede is hy ook sterk. Hy kan in enige rigting ingroei, of jy hom nou onderste bo hang teen die boom, en hom so laat groei met sy tipe wortelstelsel, of jy hom in 'n pot sit in die huis, hy kan daar ook groei. En herinner my aan waar ek en jy hoort te wees, is die grond. Die grond moet reg wees, die water moet reg wees, en dan is ons sterk. Dan kan ons doen wat ons moet doen, en dit is dan nou obviously in Jesus Christus se omgewing, se goedjies, en die Heilige Gees prompt my om te praat oor die grond. Orgidee se wortels moenie vasgedruk wees nie, moet ook nie versuip nie, en kan ons nie maar ook 'n bietjie daarmee relate nie, jy weet ek soek die veiligheid van die grond, maar dit moet losgrond wees, ek wil nie vasgevang wees nie, jy weet, ek soek water, maar ek soek nie te veel water nie, en dit herinner my aan emosies wat ons so verkeerd deurgaan. So, ek en die orgidee connect toe nou op die ou einde van die dag, en Jesus lei my rondom, wat is die grond wat my en jou vasvang? En dis vrees wat my laat voel ek is begrawe, en ek kan nie die volheid groei van wat ek veronderstel is om te wees nie, en dis wanneer ek en jy in die wêreld is, 'n vrees vir die wêreld, en dan nie 'n vrees vir God binne my en jou nie. En dan Psalm 139 wat sê dat we are fearfully and wonderfully made. En dan daai fearfully, wanneer daai skrif na dit verwys, beteken dit daai fearfully is 'n duplicate van daai fear of the Lord, dis dieselfde woord, en dit is wat binne my en jou is. En ons is in die beeld van Christus geskape, van God geskape. En jy moet weet dat daai magnitude van wowness, want dis wanneer ons praat van daai fear, is binne my en jou. En ons is veronderstel om dit raak te sien wanneer ons na onsself kyk, en wanneer ons dan moet besef dat we are fearfully and wonderfully. Oh, what a wonderful creation, a woman of God. En dit is die label wat ons dan vir onsself moet gee wanneer ons daarna kyk. En wanneer ons weet ander mense na ons kyk, is dit wat hulle sien. Is that fearfully, wonderfully made daughter of God. Pastor het gesê, as die orgidee in die regte omstandighede groei, dan is dit 'n sterk blom. Maar as ek nou dink aan ons dames het elkeen 'n papier bos blomme gekry, die naweek so met elke sessie, hulle het 'n papierblom vir elke sessie gekry, wat dan die Wilma vir ons gemaak het, ook 'n dier word dit dan hier in ons gemeente. En ons het toe vir haar hulp verleen met die maak van die orgidee, want daar was dan nogal 'n storie in 'n half. Maar dit sluit eintlik vir my aan by hoe uniek en kosbaar die orgidee eintlik is. Want al die blomme was enkel blomme, maar ons moes 3 blommetjies maak vir die orgidee. Want daar groei nie net een blommetjie aan 'n orgidee. Hy blom. En eintlik hoe 'n ongelooflike, unieke en mooi blom die orgidee is. En dit terwyl jy praat, besef ek maar hierdie is daai uniqueness wat die Here in elkeen van ons gesit het. Elke vrou is uniek. Ons lyk nie een dieselfde nie. Ons voel nie een dieselfde nie. Ons praat nie een dieselfde nie. Maar Jesus het iets uniek binne elkeen van ons gesit. En dit sluit nou eintlik vir my so mooi aan by Sondag se boodskap van Pastoor Dani en die waarde wat ons as vroue binne die gemeenskap het. Amen. En nie net om onsself te minag nie, of minder te ag omdat ons vroulik is. Al is ons in 'n wêreld daar buitekant wat ons baie keer voel is male dominated. Ek's glad nie 'n feminis nie, en ek gaan nie opstaan met 'n women empowerment plakkaat nie, maar dit gaan vir my oor dat ons as vroue moet besef dat daar is iets binne in ons wat Jesus kan gebruik. Daar buite. In die episode het julle spesifiek gesê dat die onderdanig wees gaan nie oor die wêreld daar buite nie, dit gaan oor die huwelik spesifiek. Maar Pastor Dani se preek het meer gegaan oor, alhoewel hy die skrif aangehaal het, maar daai onderdanigheid
dit gaan binne jou huwelik, jou man, Ja, en dan maar wat is die waarde van die vrou daar buite. in die gemeenskap? Het is so mooi woord gewees. Pastor Dani stop toe by die feit dat ek en jy het 'n roeping en 'n werk wat ons daar buite kan verrig. Al is daar iemand wat sê, maar jy kan nie. Of soveel keer word daar vir vrouens gesê, maar jy mag nie. Daar sekere plekke gestel en ons kan nie dit doen nie. Soos jy sê, ons is nie feministe nie, dis die laaste ding. Ek dink dis om te erken dat daar is 'n special place en 'n special calling vir elke siel, man en vrou, Ja. in die werk daar buite. En wanneer hy het gepreek oor mans wat gaan besef, daar's 'n tyd en 'n plek in hulle lewe wat die vrou geestelik die sterker een gaan wees en kan net so useful wees soos wat enige ander man sou kon wees, en dat ons daai moet toelaat in ons lewens. Dit beteken tussen sissies, tussen mans en vrouens in die werksomgewing, dat die talente wat ons gekry het toe te laat om 'n vrou haar talente te kan gebruik. And that's all we ask. Het gaan nie oor om 'n posisie meer as die volgende persoon te wees nie. Dit is nie 'n kompetisie om te kyk wie is die sterkste en ek kan nou sterker wees. Nee, dis net om die God-given talents and gifts wat vir my gegee is in die koninkryk van my Vader te kan gebruik. Nee. Soos enige ander persoon dan die voorreg het om te kan doen. En die mooi wat Pastor Dani ook uitgewyd het, is dat ons is vir mekaar geskaap. Ons is geskape om mekaar te help, Ja. te ondersteun. Paul sê eerder, daar's baie goed in my huis wat ek nie kan doen nie en wat ek nie wil doen nie, want Jesus het my nie fisies so sterk gemaak soos my man nie. So daar is fisiese goed wat ek nie kan doen nie. En die hele preek van my Sondag was eintlik so mooi, is dat there's a place for us all, Yes. where we belong. Net soos wat daar in die huis 'n plekkie is vir 'n ma en 'n vrou en 'n man, is daar buite ook vir 'n vrou. Jy hoef nie jouself te minag nie. Nee. Jy hoef nie minder te voel nie, maar net om te besef dat jy het waarde. You can bring something to the table. En ek weet daar is baie vroue daar buite wat dalk hierna gaan kyk en sê, maar ja, ek is al seer gemaak in my lewe deur mense, het sy mans of vroue, wat haar miskien afgekraak het en vir gesê het, maar you can't bring anything to the table. Jy bied niks nie. En dan daai persoon isoleer, daai persoon sluit af, onttrek heeltemal Begin daai leuen glo. en glo die leuen. Ja. En Dis so sad. Maar ek dink altyd, ek weet nie wat se persentasie mans en vrouens in die wêreld nie. ek ook nie. Kom ons sê 60-40, ek weet nie vir wat ook al. So, kom ons sê 40% is vrouens. Hoeveel meer sal ons die doel behaal as daai 40% vrouens hulle gegewe talente bydra tot die koninkryk van God? Dit sal net so makliker wees vir hierdie hele span om saam te werk wanneer die hele liggaam van Christus besig is om saam te werk. Absoluut. Want Pastor Dani het Joel 28 aangehaal wat gesê het, mans, vrouens, jonk, oud, die hele stelsel, die hele liggaam dra by. En daar is ons almal ewe sterk. Daar het ons almal ewe waarde om te kan contribute tot dit. Dit lyk anders en ons operate anders, maar die anders is tussen mans en vrouens ook. Tussen mans en mans ook. Ja, Jy weet, ja. mans verskil onder mekaar, Ja. vrouens verskil onder mekaar. So hoekom nie die volle liggaam van Christus dan laat werk nie? So, my opinie, as jy 'n vrou is en jy voel dat maar dit is nie, daar's nie plek vir jou in dit nie, wil ek graag vir jou sê, asseblief, moenie op 'n plek om terug te staan, jouself te isoleer nie. Maak jou hart weer oop, maak jou hart en jou gees weer oop sodat Jesus dit kan genees daar waar jy seer gekry het, knowing that it's not easy. Dit gaan nie altyd noodwendig maklik wees nie, maar met Jesus se hand en dit wat hy binne in jou gesit het, sal hy vir jou die deure dan oopmaak om te kan doen. Ons moet net nie toelaat dat die vyand ons plat lê en dan nie die roeping te vervul wat ons moet doen nie. Dat dit al wat binne in ons geplaas is. Ja. Ja, en ek is nou ook opgewonde oor Pastor Ron het ook uitgewys dat hy ook
dan nou so sal verwys na die mans met die Dit is, mannekonferensie ja, en it's not all about us. it's not all about the women. Dit gaan nie net vir ons nie. Ja. Maar dit was 'n baie spesiale woord en ek dink elke vrou wat 'n Sondag in die kerk gesit het of wat dalk na die preek gaan luister op Facebook of YouTube en op Spotify, It's a must. gaan besef dat daar is 'n plekkie vir haar en dit lift net 'n vrou se spirit weer so 'n bietjie om te weet daar is there is something daar buite vir jou. Soos ek sê, ons het almal ons plek in ons huwelike en in ons huishoudings, maar ek wil net weer verwys na in ons vir die episode, Pastor het jy gesê daar is iets lekkers. Dit is nogal 'n Bybelversie wat vroue baie op stroppelis kan maak, wat sê jy moet onderdanig wees aan jou man, aan jou eie man, maar daar is ook 'n lekker daaraan en vir my om aan te sluit by ons mannekonferensie wat op pad is in Junie maand. Dit is soos wat jy gesê het vir my ook lekker om aan my man onderdanig te wees. Daai veiligheid, daai sekuriteit wat dit vir ons skep binne ons huwelik. Daai samewerking. Dit is spesiaal en dit besef ons net weer dat God het ons man en vrou geskep met 'n spesifieke doel. Ja. En hy het 'n plan. Daar's geen probleem daarmee om daai te kan doen en dan te kan contribute in die samelewing sonder om te voel dat jy nie die capability het nie. Ja, om dit te kan doen. Ja, maar daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen die twee en ons moet kan onderskei tussen dit. Absoluut. Pastor Ilse, ons vrouekonferensie was vir my 'n baie groot sukses geweest. Amen. En ons het gepraat oor ons bietjie nabetragting oor die vrouekonferensie gehou. Jy weet hoe meet 'n mens sukses? Jy kan sukses meet aan die getalle en getalle is natuurlik belangrik. Maar dan meet 'n mens die sukses aan dit wat na die tyd gebeur. Die vroue se getuienisse na die tyd. Dit wat vroue ervaar het. Ja. Daaraan meet ons sukses vir die vrouekonferensie en ek sien sommer baie uit. Rose het gister 'n bietjie met my gedeel oor volgende jaar se vrouekonferensie. Sy sê sy het klaar woord ontvang oor die naweek oor ons tema vir volgende jaar. So as jy na ons podcast kyk en elke jaar met Moedersdag, Yes. die Moedersdag naweek is ons vrouekonferensie. Ryk uit na ons toe as jy dit graag wil bywoon. Asseblief. Dit is regtig iets spesiaals en dit is vir elke vrou. En ons sien sommer klaar met baie verwagting uit na wat volgende jaar vir ons gaan inhou. Yes. En in dieselfde asem wil ek sê asseblief ons mannekonferensie is oor die Vadersdag naweek, die 19de tot die 21ste Junie is ons mannekonferensie. Dames, kontak asseblief ons kerkkantoor as jy jou man wil bederf met 'n kaartjie vir die mannekonferensie, dan is jou geskenkie vir Vadersdag ook sommer uitgesorteer. Koop net 'n chocolate by die kaartjie of so. Maak hom mooi. Maak hom mooi. En dan sien ons baie uit na ons mannekonferensie. Man van God. Man van God. Ja. En die tema is man van Gister, vandag en môre. Ja, hulle is baie opgewonde. Die beplanning is daar, so mooi. So moet dit nie mis nie. Pastor Ilse, baie dankie dat jy my genooi het om vandag saam met jou te podcast. Dis miskien dalk ook vir my so 'n bietjie te lekker om so te sit en klets, soos wat ons vroue ons maar goed kan doen. It's a gift, wat kan ons sê? Wat kan ons sê? So, baie dankie vir jou. Dankie dat jy saam met ons gekuier het en mag jy sommer baie geseënd wees.